Kan julle dit glo? Hier is ons al by die voorlaaste episode van reeks 3. En dan sien julle die aardwolwe eers weer in Oktober. Are we there yet? Kan jy die see sien? Nee. Die eerste die see sien kry jy roomys. Maar weet jy wat? Een van die basiese beginsels wat jy moet in gedagte hou as jy ry op lang ekspedisies, is jy moet petrol saamvat in jerrykanne. Maar dis nie die belangrikste. Die belangrikste ding is, jy moet stop om in te gooi voordat jy gaan staan. As jy ry tot jy gaan staan en jy moet stop en ingooi, gaan jy langer stop. So ek dink hierdie is 'n goeie tyd om te stop. Kos dan die petrol ding. Okay. By die garage? Hier. Hier. En daarom is ons op pad bos toe, waar ons rustig kan dink oor die avonture van die reeks, om die wenners van ons kykerbydraes te kies en sommer om van ons cool rooi trok speelgoed vir julle te wys. Ek sê die bracket werk baie lekker. Kyk hoe maklik is die met jerrykan aftaal. Jy vang altyd. Ja, kan. Dink ek, is dit swaar? Nee, is lig. Okay. Sy. Dankie. Okay, nou. Ek jou ding wys, daar's 'n paar maniere om dit te doen. Ja, een van hulle is jy stop, En gee jy klop sleutel en jy sê Doen jy dit? Ek pull kry up gerus- and let it please. Maar jy nou nie dit kan doen nie. Dan doen jy hierdie ding. Hierdie is 'n baie oulike uitvindsel. Dis net 'n eenvoudige stuk pyp. Jy kan jou eie een maak as jy regtig wil, maar anders kan jy vir jou gaan koop. Hulle is nie baie duur nie. Jy het 'n klein koper passtukkie voorin wat 'n pyp toemaak met 'n soort eenrigting klep. Dis eintlik maar net 'n albaster en 'n veertjie. Wat beteken as jy hom indruk en hy beweeg af, dan gaan die petrol die albaster opdruk en van die petrol gaan inbeweeg. In die oomblik as jy hom oplig, dan sak die albaster, so die petrol wat in is bly binne in die pyp. En dan herhaal die proses. So jy doen dit oor en oor en oor totdat jy die stroom in die gang kry. Die groot nadeel wat ek gevind van hierdie goed is dit werk absoluut heerlik, maar moenie te haastig wees nie. Dit gaan jou dalk 20 minute of wat vat om 'n jerrykan se petrol oorgetap te kry op die manier. Maar so maklik, selfs 'n vrou kan dit doen. Dink jy so? Ons gaan nou uitvind. Die kant gaan daarin, Ja, sou ek hoop. Dink jy dit gaan werk? Ek weet nie of dit gaan werk nie. Want ek dink nie daai albaster beweeg nie. ja, Hy beweeg. dit is gewelddadig te wees nie. Okay. Okay. Waar is my klep? Ek trek terug wat ek gesê het. Dit is nie waar dat selfs 'n vrou dit kan doen nie. Nou lê die albaster ergens binne in die jerrykan. Soos al die petrol oorgepomp is, dan sal ons dit doen. Maar gelukkig, Dis nie my skuld nie, nou. aangesien ons projek aardwolf mense is, het ons 'n plan B ook. So kom ek wys jou die ander baie maklike manier. Okay. Hou hierdie dop. Hierdie dingetjie, soos julle kan sien, pas bo op 'n jerrykan. Hy het 'n pypie wat in die kan ingaan. Jy wil die petrol van daar af hierdeur kry tot by jou tank. Nou die vraag is, hoe doen jy dit? Let op, hier sit 'n klep soos wat jy op 'n gewone karband kry. So as jy nou nog nie kan snap nie, dat ek dit net vir verduidelik. Gaan jy daar blaas? Wat jy gebruik is jou kompressor waarmee jy jou bande pomp as jy daar in die sand rondgery het. Daai selfe kompressor, in plaas om die band koppel jy hom hierso. En die lugdruk wat hy inpomp in die silinder omdat hy dig sluit, wat hy in die jerrykan inpomp, gaan met ander woorde die petrol uitforceer deur die pyp. Dis 'n baie maklike manier, maar mense asseblief wees versigtig. Onthou, jy werk nou met petrol in 'n jerrykan en jy werk met drukking. So, die oomblik as jy sien die jerrykan begin so 'n bietjie boepens maak, dan weet jy is tyd om die kompressor net 'n bietjie af te sit. Okay. Dis natuurlik baie lekker. Ek weet almal behoort met 'n kompressor rond te ry, maar een van die lekker goed wat ons het op die trok is ons het 'n ingeboude kompressor. Daar sit hy. Okay, druk hom maar af. Nou dis eintlik die lekkerste ding van ons samewerking met 4x4 Mega World. Is ons het nou al die lekker speelgoed wat ons altyd vir hulle wys wat ons gebruik. Maar die lekkerste goed aan hierdie trok wat hulle al vir ons gedoen het, is goed wat jy nie regtig kan sien nie. Mense kan die boelbars sien en jy kan die spotlight sien en jy kan die wenas sien en al hierdie soort goed.
Maar die regtig belangrike goed om in die bos mee rond te ry, kan jy nie regtig van buite af sien nie. Ek meen soos die Oldman Emu veringstelsel wat ons in het. Dan het ons, en dis waaroor die kompressor hier is ons het nie net agter nie, ons het nou al agter en voor. Het ons wat hulle in Engels noem airlockers. Dis met ander woorde 'n ding wat jou as voor aan mekaar sluit met lugdruk. Dis 'n ewenaar slot, maar ons het een voor en een agter. En omdat hy met lugdruk werk, het jy nodig om hierdie kompressor in te hê. Dis waarvoor hierdie blou kabeltjies hier is. Ek druk net eenvoudige knoppie binne in die kar en hy sluit my ewenaar vir my. Die agterste een is die een wat jy meeste van die tyd gebruik, maar as jy regtig nou wil rof ry, miskien een keer en ek weet nie hoeveel jaar nie en jy kan nou speel, dan wil jy een graag voorhok in hê. En natuurlik is die voordeel daarvan, jy kan hierdie gebruik om petrol oor te tap. Maar om sulke goed in die kar te hê beteken niks as jy nie speel nie. En jy kan nie speel as jy nie weet hoe om dit te doen nie. En dit is wat ons ook die laaste jaar gaan leer het. Beide ek en Altie het saam met Bernie hulle gaan 'n kursus of 2 doen net om 'n bietjie uit te werk. Hoe ry 'n ou nou met al hierdie grand speelgoed? Die 4x4 Mega World mense het dit goed gedink om ons te leer 4x4 ry. Ek ploeter al 20 jaar saam in die Bobbejane in die bos rond en hierdie is seker vir my soos 'n afrondingsskool vir dames. Te min, te laat. Maar nie vir altyd nie. Ons is by 'n ou kwarriegat en sommer bo op die rand word ons eerste getoets. Belangrik hier is om te weet waar jou wiele sit, sodat jy te alle tye minstens 3 op moeder aarde het. Of airlockers wat jou wiele op een as aan mekaar sluit. Gaan ek hier uitkom? Ja, jy gaan. Reefs. Of vriende wat jou kan uitsleep. Want die trok het ook 'n lang jaar gehad en vandag werk letterlik net 2 en 'n bietjie van sy 6 silinders. Later sou ons sy gekraakte kop gaan regmaak. En dan die groot afdraande. Bernie, as ons instrukteur, sê die helling is so 42 grade. Al wat ek weet is, as jy binne sit, voel dit asof jy oor 'n afgrond ry. Die kuns om deur water te ry is om momentum te behou en die water voor jou uit te stoot. Huiwer jy, kom die water terug en word die masjien nat op plekke waarvan hy nie hou nie. Veral as hy klaar mankoliekig is. Dit was baie moeilik. Bernie moes vir my aftel en dan bly hulle vir my sê, "Oké, los die klats, los die breek." En dan kan ek dit nie los nie want ek weet as ek die breek los dan gaan die kar gaan njau aan die kant toe. Maar nee, los. 1 2 3 altyd los. Nee. 1 2 3 altyd los. Nee, kan nie. 1 2 3 altyd los. Okay. En toe los ek alles en toe gaan die kar soos baie vinniger as wat hulle gesê dit gaan. En jy oop of toe oor Af, ek moes daarom kyk waarheen. Het was erger as wat dit gelyk het. Of ek hoop daarom dat dit so erg gelyk soos dit gevoel het. Die trok's okay. Ons is okay. Dankie trok. Anderkant uit met behulp van ons Oldman Emu vering en dan gee Bernie vir al die nuwe Bobbejane klas. Hier is 'n standaard stukkie toerusting wat ek dink omtrent 90, miskien 95% van alle 4x4 eienaars het. Dis 'n stukkie toerusting nee wat baie keer jou enigste metode is om jouself te herwin. As jy hom nie reg gebruik nie, kan hy jou baie seer maak. Tot onder die punt waar jy hom wil hê, maak tog seker die ding is reguit. Altie? Ja. Jy moet nie jou lyf tussen die jack en die handvatsel kry nie, jy gaan jouself baie seer maak, hoor. Dis alhoewel ek hom kan beweeg. So put your hand in there or put your head in there. Was dit hoekom ek nie my lyf tussen die handle Presies. Hier oefen ons om 'n vasgevaalde voertuig uit 'n gat of 'n ding uit te kry. Gaan Google gerus wat jy alles met 'n bosdomkrag kan doen. Dis nogals verstommend. Okay, 1 2 3. Pas op. Okay. Die laaste hindernis is modder. Dis 'n goeie idee dat iemand eers die hindernis loop, dat jou voete namens jou oë kan kyk waar die gevare lê. Maar selfs dit is nie 'n waarborg dat jy nie gaan vassit nie. En
Dit bring ons by die korrekte gebruik van 'n wenas en indien nodig van 'n plukwiel of soos ons hom in mooi Afrikaans noem, 'n snatchblok. A blanket to weigh it down. Die Jaffie, kom die Jaffie. Skort eintlik nog eene. Sien jy nog eene wat flout nie? As jy die kabel deur die snatchblok ryg en weer aan jou herwinningsvoertuig vasmaak, verdubbel jy die trekkrag soos Bernie sê, maar jy halveer ook die spoed van die wenas. Almal moet wyd staan, minstens 2 keer die kabel se lengte van die voertuig af. Die enjinkap word gelig om die bestuurder te beskerm. En dan, vir die grand finale, besluit Bernie om die siek trok te verdrink. One of the key issues is to keep the vehicle going. Hallo, Hallo. hier is my water. Natto Pelly, sien jou later. Okay, wat? Ag, die water gaan nie so diep nie, waar gaan jy te kere? By die skep. Moet ek vir jou immer, daar's 'n koppie. Wag ta, daar sit nie. Dis dit waarvan jy nou praat. Ja. Die trok gaan nie gou weer dieselfde wees nie. Maar kort voor lank is hy weer reg en vat ons die pad Lesotho toe om een van Bernie se ander projekte uit meer as net 'n bietjie water te gaan sleep. Dis een van die natste jare in baie lank. En Bernie hulle het op 'n vorige ekspedisie 'n splinternuwe veldkaravaan onder in een van die valleie moes los om te kon uitkom. Dis op die Letseng myn se grond en ek hoop die pad is nou al droog genoeg om te ry. Nee wat? Lyk nie vir my so moeilik nie. Is the road bad? Road was rough. 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 Like this. Like yeah, but it's better here. It's better, yeah. Better. Dis 8 kilometer tot onder. En sommer gou-gou besef ek, die ou by die hek het nie nonsens gepraat nie. As jy nou mooi kyk hoe die pad loop, as jy sê hy loop af daar, hy maak so lekker lang afdraande. Ons gaan daar af onder in die vallei. En heel onder wie daai landerye sien wat hulle daar maak. Dis omtrent waar die kamptrein is en dis waar die karavaan sit en ons nou weer met al hierdie pad terugsleep. Persoonlik is ek nie heeltemal seker of ons gaan regkry nie, maar ons gaan probeer. Met of sonder moeite, maar uit sal hy uit. Ek's bly Bernie is so positief, want net om onder te kom is al 'n uitdaging. Gelukkig is die pad redelik droog. Ondergekom, besluit Bernie om eers die karavaan te hak voor ons tent opslaan vir die nag. Net 'n bietjie aside. Net 'n bietjie aside. Oh. En net betyds, want dan word ons almal se vrees waar. Die nag begin dit reën en nie bietjie nie. Ons besluit dat die derde voertuig met een in eerste sal ry. Dan ons en Bernie agter met die karavaan. As hy vasval, sit ons nie almal agter hom vas nie en kan ons 6-silinder rooi trok help om hom uit te sleep. En een vir ons as dit nodig is. Bernie se bakkie is sterk en hy ken van ry. Dis gou duidelik. Die karavaan se gewig net is geneig om maar mense na een kant toe te sleep, so mens moet maar 'n bietjie momentum behou. Anders te gaan nie. Hoeveel? Hoe optimisties voel jy? Nog steeds baie optimisties. Die van deel lê nog voor. Dis nie 'n grap nie. En met die afgrond langs ons in vriesende koue sit die karavaan die eerste keer vas. Dis die eerste regtig moeilike stuk. En wat my eintlik gebeur is, omdat as die karavaan sleep, tref jy te veel gate gelyk, dan kan jy gly nie. Daar's geen ander genade nie. Ek moet nou dieselfde moeilike stukkie agteruit ry totdat ons hom kan hak. Go, wow. Kom. Okay, wow.
En gly sleep ons hom deur die drif. Dan maak ons los en sukkel verder aan. Ek wonder wat dink die toeskouers? Ek weet dit lyk moeilik om maar uit te ry, maar dis moeiliker om maar uit te loop. Ek is in my karavaan as julle my soek, ek gaan nie meer saam speel nie. Willie, waar is die sleutel? En ek wonder wat dink die inheemse 4x4's van ons gesukkel. En so neem dit ons meer as 4 ure om die karavaan tot bo te kry. Met nuwe respek vir modder en klippaaie en vol bewondering vir die landskap van een van die mooiste lande in Afrika. Maar dis nou net 'n aangename herinnering. Eintlik was ek nog laas besig om petrol in te tap op pad na die Boskamp. En ek wil nog vir julle die finaliste in ons kykerbydra kompetisie wys. Net hierna. Wel, ek dink dis genoeg petrol om ons 'n rukkie te hou. As altyd as jy so lank wil kyk of jy daai petrol net vir ons sal afspoel asseblief. Kyk die ding. Dis nou 'n extendable waterbottel of extensible. Hy's expandable. Hy's plat totdat jy water in hom sit, dan word hy nou so vet. Kom ons kyk hoe ek weet nie hoe werk hierdie storie. Aan. Jessie, hier gebeur baie. Lekker daarvan as jy kan 'n klomp van hulle inpak. Daai ding soos dit daar staan vat 8 liter water. Ek meen dis net so 'n ou plat plastiek dingetjie om dit uitsit. En as jy klaar is en jy wil huis toe gaan, dan maak jy hulle leeg, druk hulle plat en jy druk hulle weer in jou kar in en dis 'n maklike manier. So ek moet sê ek hou nogal van daai beginsel. En sien daar, die trok lyk so mooi dat selfs die vlinders hom nie kan weerstaan nie. Waar is dit nog na die kamp toe? Nog 'n entjie. Ek moet sê ek hou baie van hierdie klamp. Dit is baie makliker as die toue waarmee ek altyd my kanne moes vasmaak. Maar onthou volgende week is ons laaste episode van hierdie reeks van Projek Aardwolf. Dan is ons weer vir 3 maande af en ons is weer terug. Maar volgende week moet ons met ander woorde die groot wenner bekend maak van ons groot Canvas Intent prys. Dis nou vir die beste kykerbydra in hierdie reeks. Altesaam was daar 11 weekwenners gewees. So ek wil hê julle moet nou eers saam met ons gou kyk na die eerste 5 van daai 11 pryswenners. Volgende week sal ek vir julle die ander 6 wys en dan gaan ons sê wie die groot prys gewen. Terwyl julle daarna kyk, het ek vir Altie 'n raaisel, want soos julle kan hoor, is sy al bietjie honger. Nou Altie, as jy in die ander kantste laai onder kyk, so jy sien daar so 'n swart opgerolde dingetjie. Kry hom, dis 'n baie handige ding om saam te ry as jy ooit langs die pad skielik honger raak. Dan is dit 'n ding wat jy wil gebruik. Dis baie swaar vir hoe groot dit is. Dis braai goed. Die rooster lyk soos pick-up sticks. En terwyl sy dit uitwerk, hier is die eerste finalis vir ons groot prys. Die luiperd loop met 'n wye draai weer nader. Soek na 'n opening. Die uistervark hou die muur van penne in die rigting van 'n moontlike aanval. Die kolkat moet mik vir 'n kwesbare plek, die kop of keel of pens. Dis nou of nooit. Hy het hom aan die keel. Maar kyk hoe vol penne is daai linkerbeen gesteek en die luiperd se bors lyk soos 'n speldekussing. En toe begin die luiperd die penne uit sy bene, bors en sye pluk. Hulle moes diep ingesteek het toe die luiperd so bo oor die rug van die uistervark geduik het om by die prooi se keel te kom. En nou, as daai penne nie uitkom nie, kan hulle in die vel en spier begin sweer.
Daar's nog penne wat vassit in die sy en pens, maar dit is tyd om die prooi na beter rygte weg te sleep en te begin vreet. So sy aan sy met die horings oorkruis en die punte daarvan wat teen die een buffel se keel en die ander buffel se wang druk. Die bulle maak beurte om opwaarts te beer en dan met die afkomslag die horingpunte nog fermer te druk en hak. Die horings is nie verstrengel soos wat dit dikwels by kudu-bulle gebeur nie. Hulle staan stoei en plek op die video kan mens sien dat die horingpunte tog vroeër agter die voorbene en op die bors deur die vel gedring het. En dis hoe dit moes gebeur het. Die een druk deur die verdediging van die ander en hak met die horingpunte opwaarts met soveel geweld dat die opponent skoon van die grond afgelig word. Daar was nog 'n rukkie langer gestoei, maar toe gee die een bes en slaan op vlug met die oorwinnaar wat hom agterna sit. Die volgende kykerbydra is nie geskik vir sensitiewe kykers nie. Dit wys hoe jong wilde honde leer om te jag. As so iets jou pla, moet jy liefs nie kyk nie. Die video is deur George Oosthuizen van Bloemfontein in die Djuma Wildreservaat geneem. 6 volwassene wilde honde het 'n duiker gejaag en gevang. Saam met hulle is 10 jong wilde honde. En 1 of 2 het saam probeer byt en skeer. Toe die duiker op die grond is, tree die volwassenes weg en die jongeres sak op die prooi toe. Terwyl hulle vreet, waak die volwassenes in 'n sirkel rondom hulle. Die volwassenes probeer glad nie saamvreet nie. Een het wel die karkas se end weggesleep, maar dadelik op sy gestaan vir die kleintjies. Later het 'n kleintjie by die volwassenes probeer aansluit, maar hy is omtrent deur die grootes geboelie om terug te gaan na waar die jong klomp nog besig was. Die aanwysing sê die rooster sit maklik aan mekaar, maar dit lyk vir my dit kan dalk 'n rukkie vat. Intussen, hier is die volgende een van ons finaliste. Ek probeer vir my sê ek moet die instruksies lees. Jy moenie dink dis maar net nog 'n laksman se nes nie. Hierdie is die nes van die krimmetart laksman, the Southern White-crowned Shrike, wat mens in die verre noorde van ons streek sien. En Jacques Aghenwag het die foto's geneem. En raai wat? Dis die debuut van hierdie voëlsoort in projek Aardwolf. Daar's 3 kuikens in die nes en gewoonlik word 2 tot 5 eiers gelê. Nou wat dink julle? Wys hierdie foto's 'n territoriale magstryd. Daar was 4 verskillende sekretarisvoëls wat mekaar tergelykertyd rondgejaag en toegetakel het. Soms sê hulle het dit meer na 'n dans as bekleierery gelyk. En die voëls het oor 'n afstand van 2 kilometer onverpoost gehardloop, opwaarts gespring, met vlerke groot uitgespruik mekaar gekonfronteer, met uitgestrekte bene en pote mekaar afgeweer of uit die lug op mekaar afgeduik. Kyk, ek het dit reg gekry. Dis bietjie ingewikkeld, dit het dalk bietjie lank gevat, maar ek dink volgende keer sal dit makliker wees. En dit is baie mooi. Ek dink dit is pragtig. En die groot uitdaging natuurlik of sy hom weer uitmekaar en in mekaar gaan kry soos wat hy in daai swart sakkie moet pak. Dis wat sy gaan doen tussen nou en volgende week. En onthou volgende week, dan wys ons vir julle die ander helfte van ons weeklikse pryswenners, plus Quentin gaan aankondig wie die groot Canvas and Tent prys gewen het vir ons beste kykerbydrae hierdie jaar. Dis tog hulle al ons speelgoed wys. Altyd, haal hom uitmekaar uit. Dan kan ons vir die res van ons speelgoed wys, sien julle dan. Keto. Oké, dit is klaar. Dankie, dit was lekker. Het is nou warm. En ik is nog steeds honger, want